Welcome to Style to Rise, the podcast where real women share real stories about style, confidence, and everything in between. I'm your host, Janine, image consultant, entrepreneur, and your personal cheerleader in confidence and style. So grab your coffee, take a deep breath, and let's get started. Vandag gesels ek met Christel Basson, nasionale bemarkingsbestuurder van OVK. Sy is ook motiverende spreker en het pas haar eerste kinderboek vrygestel. Ek hoop dat Christel julle net so sal inspireer soos wat sy my geïnspireer het. Deur die swaarste seer kies sy steeds elke dag joy. Welkom Christel, dit is so lekker om jou idee vandag. Okay. En toe vind ek sommer uit jy bly net hier onder my, so Ja, niet gevonden bure. so dit is so lekker. En ek het bietjie gaan lees oor jou en 'n bietjie gaan navorsing doen. Ek lag so, ek dink in my vorige lewe was ek 'n spy. Ek dink dis baie lekker, want dis hoe jy mense leer ken. Definitief, definitief. En ek het bietjie gaan lees oor jou beroep en wat jy doen en ek sien jy sê jy is passievol oor wat jy doen. So vertel ons, wat doen jy? So werksgeoriënteerd is ek in bemarking en kommunikasie van 'n landboumaatskappy OVK die afgelope 5 jaar. En ek het altyd gesê ek verstaan van 'n boer maak 'n plan, maar vir die eerste keer dink ek verstaan ek werklik die begrip daarvan. En hoe divers landbou is, dink ek nie het ons werklik 'n idee gehad nie, of ek het nie 'n idee gehad nie. Daar's soveel scope in landbou. En so ek het die geleentheid om in al die fasette van boerdery te werk, omdat OVK is 'n ongelooflike omvattende besigheid, wat regtig vir die boer van A tot Z sorg. So ek moes leer hoe om met boere te praat, hoe om met verskaffers te praat, om te verstaan van, jy weet, as die koringoes moet inkom en ek moes leer verstaan, ek dink ek het baie slim geraak. Ja, ja. Jy weet, skielik weet ek van voeginhoud. Wat moet die voeginhoud van mielies wees voordat dit gestroop kan word? En ek weet van fusarium wat 'n siekte is wat koring kan kry, jy weet, voor dit geoes word. En die impak wat dit het. En alles wat daarmee gepaard gaan, wolskape, jy weet, waarna kyk die ouers en ja, so dis 'n ongelooflike leerskool en ek dink as jy oop is vir dit, dan leer jy elke dag iets nuuts en dis werklik so. En dat boerdery 'n unieke deel van Suid-Afrika is, en ek is passievol oor Suid-Afrika. Ja. Ek is passievol oor bemarking omdat dit vir my 'n lekker ding is om te doen. En 'n kombinasie van dit maak dit net ongelooflik want mense is my passie. Ja. So Christel, dit is my volgende vraag. Wat is dit wat die boere hier in Suid-Afrika so besonders en spesiaal maak? Sjoe, dis 'n lekker vraag. Die liefde vir hulle grond, die passie wat hulle daarvoor het is ongelooflik. Ek is seker as jy die navorsing wat jy gedoen het, jy gesien, ek doen self ook onderhoude met boere met video's en dies meer. En in die Weskaap het ek baie onlangs nou een gedoen waar ek met 'n boer gesels het wat die 9de geslag op sy plaas is. Sy seun se 10de geslag. En om 'n verhaal van 1789 af te hoor tot vandag toe op een plaas is ongelooflik. En dieselfde passie waarmee hulle dit aanpak. Net so, dit is nou onlangs, jy weet, so dis nou vars in die geheue. Net so was ek nie ver daarvan af nie, was ek in Bonnievale op 'n wynplaas, weltevrede. Ja. Wonderlike wyne. Maar nietemin, dis nie waaroor dit gaan nie, maar dieselfde storie. Die impak wat die boer se storie op my wese, ek het bewoor daar gesit as gevolg van die passie waaroor hy praat vir nie net sy plaas nie, maar die omgewing, die gemeenskap. En ek dink dit oor boere van Suid-Afrika maak my positief elke dag en gee vir my moed vir dit wat vorentoe moet gebeur. Want as almal so 'n tikkie boerdery in hulle harte kan dra, dan dink ek is daar soveel hoop vir Suid-Afrika. En iets wat ek nogal vat van 'n boer af, my pa het geboer en my broer boer en my man boer so aan die kant, is
boerdery maak 'n mens verskriklik afhanklik van die Here, Ja, want jy is so afhanklik van natuurlike elemente. ja. Jy is afhanklik van die genoeg sonskyn as jy 'n mielieboer is, genoeg reën veral as jy 'n mielieboer is. Ons boer daar in die Karoo, so as dit reën daar, is jy so dankbaar vir die nuwe gras wat gaan uitkom en uitloop en ek dink dit is wat 'n boer ook so nederig hou. Hy bly om sy knieë, hy bly afhanklik van die Here en ja, Ek dink ek wil beamoen wat jy sê. Jy is hierdie boer, Philip Jonker, wat die wynmaker ook is, het iets gesê wat my ongelooflik geraak het. Hy verwys na Johannes 15, as ek nou korrek is, oor die wynstok, die wingerdstok waaroor die Here praat. En, en hy het bietjie vir my die geskiedenis van wingerd gegee, van hoe 'n geharde plant wingerd eintlik is. En van waar wingerd eintlik kom, dit kom uit Georgië, dit kom eintlik uit 'n woestynlandskap uit, die oorsprong van wingerd. En hy sê 'n wingerdstok wil aanhou groei. Hy kan in die moeilikste omstandighede sal hy aanhou groei en sal hy probeer vrug dra. En toe hy dit sê, hy het vir my Johannes 15 so oopgebreek. Ek sal my lewe nooit weer anders daarna kan kyk nie. En hoe God na ons verwys, jy weet, as 'n wingerdstok wat moet aanhou groei en dat ons gewortel moet wees in sy liefde en sy genade. En vir my het dit geraak tot in my grein as mens. Ek sal nooit weer anderste daaroor sal dink nie, ja. en om deur moeilike tye aan te hou groei, want Hy het, so hierdie Philip het gaan 'n wingerd verplant, wat sy oupa, ek dink 90 jaar terug geplant het. En hy het dit deel gemaak van die ingang van sy wynmakery. Dis ongelooflik. En om te weet hoe sterk dit is. Daai vasbyt wat in elkeen van ons moet wees, omdat ons die genade van die Here het, omdat die Here vir ons die vrug sal laat dra as ons kan sterk wees. En ek dink dis vir my, boerdery is dit vir my, is daai vasbyt. Daai die Engelse woord grit. Jy weet om deel te hê, vir my is dit amazing. yes, en dit is wat ons Suid-Afrikaner, Ja, Suid-Afrikaanse boere. ja, verseker. Kristal, ek het al voorheen op my podcast daaroor gepraat. Ek het my pa verloor toe ek baie jonk is en toe het my ma weer getrou en met 'n wonderlike man. Hy was soos my pa gewees en net voor my troue is hy dood. En ek onthou in die oggende was dit vir my so swaar om op te staan en my ma het vir my gesê, Janine, die Here gee vir mens onverwaarlik, hy gee vir jou bonatuurlike krag om nie deur te kom en ons gaan nie deurkom. En nou wat jy so gesels oor die wingerde en wat gehard is en wat aanhou groei in moeilike omstandighede en in die woestyn, hoe sal jy sê pas dit in by jou lewe? Mm. Janine, ek is deur 'n uitdagende jaar. My man is in Januarie oorlede. En baie skielik, baie onverwags, uit sy eie lewe geneem. En ek dink om te kan aangaan is krities. Ek het my 2 seuns, 17 en 12. Ek dink in die eerste week het ek met hulle gaan sit en vir hulle gesê, ons kies die lewe. Ons kies om avontuurlustig die lewe aan te pak. En die Here deel geweldig met my op hierdie stadium oor om sterk te wees en om joy te hê. Dis die temas in my lewe op hierdie stadium. En wat vir my ongelooflik is, ek doen baie praatjies en onlangs praat ek oor klaagliedere. Jy weet, ek sê ek het altyd gedink klaagliedere is, jy weet, 'n hoofstuk in die Bybel. Ek het nie eintlik vir die kans gesien nie, want dit my klaar verklik. Jy weet, net die gedagte daaraan. En nou met hierdie een boek wat ek lees ek toe oor spesifiek wat hulle sê, wat die Here sê, sy genade is elke dag nuut. Elke dag. Ons kan nie God se genade vir ons opgebruik nie. Ja. So wanneer ek opstaan en ek beleef 'n moeilike dag, dan sê ek God se genade is genis vir vandag. En in dit vind ek my joy. Ek het ook besef dat
dis moeilike goed waarmee ons deel. Dis nie maklik nie, so wanneer ek hierdie goed sê, moet ek ook ruiterlik vir jou sê, daar is daar wat reg moeilik is en seer is en vol vrae is en ek beleef dit met my seuns ook. En ons is baie oop daaroor. Ons is baie oop oor wat met ons gebeur het, wat met Dirk gebeur het, hoekom dit gebeur het. Mense het soveel vrae rondom dit. Maar in dit alles sê ek vir my en vir my kinders en sê ek vir myself, I choose joy. I choose to be strong. En ek baie oggende staan ek net op en sê Here, net U genade vandag vir my, dis al wat ek nodig het. En ek wil vir jou sê, dit breek ook ander dele van die lewe vir jou oop. Jy kyk soveel anders na mense. Jy kyk soveel anders na omstandighede. Ek sê baie keer op hierdie stadium is, ons het te veel om voor dankbaar te wees dat ons oor een ding mag kla. En dit is waarop ek fokus. Want ek het 'n passie vir mense en ek kyk baie keer na mense en ek besef, ons het soms nie 'n idee nie. Ek sê baie keer vir my vriende die afgelope jaar, ek dink die belangrikste ding wat ons moet besef is, ons weet nie wat in iemand anders se hart en in sy huis anders is. En daarvoor moet ons vir mekaar grace hê. En ons moenie judgmental wees nie. Ek dink ons is baie geneig en ons almal doen dit op 'n manier en ek vang myself ook nog steeds om dit te doen, dan stop ek myself en dan sê ek vir myself, maar jy weet nie wat jy nie weet nie. Absoluut, ja. En dis waarop ek so ek probeer en ek bly mens, so ek maak foute, verseker. Maar soos ek my pad stap, probeer ek vir mense grace gee en probeer ek die joy vind en probeer ek om sterk te wees vir my en vir my kinders. En ek glo dat God ons in hierdie posisie geplaas het, nie omdat dit sy keuse was vir my of vir Dirk nie, maar dat hy dit ook tot eer en verheerliking van sy koninkryk sal gebruik. Kristal, hierdie is net vir my so ongelooflik, want dit is iets wat my ook deur baie moeilike tye gehelp het, is om te weet, dit kom nie van die Here af nie, maar hy laat alles ten goeie meewerk. Absoluut. En ek het eendag 'n storie gehoor van die man wat in 'n gat geval het. En die eerste persoon wat verby hom kom is 'n dominee. En die dominee sê vir hom, laat ek vir jou bid, ek sit hier by jou, ek bid vir jou, om uit die gat uit te kom, maar hy kon net nie uit die gat uitkom nie. En die dominee staan toe maar op en hy loop. En sy beste pel kom verby en hy sê, "Jesus, ek wens ek kan jou help, wat kan ek doen? Laat ek hier by jou sit en met jou gesels en kos kyk of jy uit kan kom." En sy vriend kon hom ook nie help nie. En so het daar mense gekom en gegaan en op die ou einde het iemand daar aangekom en vir hom gesê, "Hoor jy, ek het in hierdie selfde gat geval. Ek het so lank hier gesit, maar dit is wat ek gedoen het." En hy sê vir hom, "Trap hier, trap daar en dis hoe jy hier uitkom." En ek glo vas, dit is hoe ons mense om ons help. Deur mense relate met iemand wat self daardeur was. En dit is hoe God jou ook gaan gebruik om ander vrouens te help wat deur dieselfde gaan, of wat dalk 'n kind verloor het so, of 'n man wat 'n vrou so verloor het, of wat ook al die geval mag wees. Ja. Ek dink 'n mens besef nie dat jy soms mense help en ondersteun deur net deur wie jy is nie. Baie onlangs het iemand vir my vertel hoe hulle 20 jaar terug my ontmoet het. Ja. En wat ek gedoen het, wat 'n impak gemaak het, en dat ons tot vandag vriende is. Iets wat ek glad nie onthou nie, wat dit 'n doeteenvoudige ding was wat ek gedoen het, maar die impak wat dit op die persoon gehad het. En ek dink dis wat ons moet besef, baie keer is dit nie eers wat jy sê nie, dis wat jy doen. Dis hoe jy iemand laat voel. Dis hoe jy iemand laat voel. En dis wat jy altyd onthou van mense, is hoe hulle jou laat voel. Baie keer met die eerste ontmoeting. En ek dink dis wat 'n mens moet besef is, daar's soveel sterkte in wat jy is, meer as wat jy sê. En vir my is dit altyd die grootste impak is, Here, laat ek net dat dit wie ek is, dat dit iemand sal aanraak. En dis nogal vir my 'n belangrike ding is waar ek gaan. Jy weet mense raak in gedagte, en jy konsentreer en partykeer lyk jy nors. Ja. Maar so as ek buite beweeg en dis nie omdat jy nors is nie, jy's nie, jy's in jou eie gedagtes vasgevang. Maar so ek maak nogal 'n punt daarvan as ek in winkels beweeg of die smeer is, as ek mense groet, jy weet dat dit opreg is, want ek dink altyd,
Here, miskien het hulle dit vandag nodig. Ek weet nie wat het die volgende persoon nodig nie. Dalk is dit nie iets fisies nie, maar dis net 'n vriendelike woord, jy weet. So vir my is dit wees dit, probeer dit leef en ons almal is mense. Jy lyk nie altyd so nie, jy voel jy altyd so nie en jy voel jy wil Skribbel van soms. son deur Ja. lewe. En vir dit wat jy sê, as ons net vir mekaar kan ruimte gee vir dit. Want partykeer is dit net, nee, sy's nie ongeskik nie, sy's nie lelik nie. Sy dalk net nie 'n lekker dag nie, né? En dis die kruis wat ons mekaar moet En dis okay. Ja. Christel, ek weet ook jy hardloop, jy's lief vir hardloop. Ek probeer regtig almal om my motiveer om te hardloop, maar ek weet dit is nie so maklik vir almal nie en vir my ook nie. Watse advies sal jy vir iemand gee wat graag wil begin hardloop? Ek dink die belangrikste is soos met enige ding hoe leer 'n baba loop? Jy weet, hy leer kruip eers, hy leer seil kruip en dan opstaan en alles. So ek dink vir iemand wat wil begin hardloop is die belangrikste, jy weet, mens mag nie oor ouderdom praat nie, maar hoe ouer jy raak, hoe moeiliker raak dit. Maar ek ken mense wat in hulle 50's eers begin hardloop het. En ek dink die belangrikste ding is, jy weet, grace. Hê grace met jouself. So met ander woorde, is begin stap. Begin net stap en dan lampale hardloop. Jy weet, dan hardloop een lampaal en stap een en dan later dan stretch jy dit uit en later kry jy jouself by 'n 5 kilometer. En vir my is dit die maklikste om iemand raad te gee want en goeie skoene. Goeie hardloopskoene. Jy kan nie sonder goeie hardloopskoene gaan nie. So ja, dis eenvoudige raad, maar dis raad as jy wil begin hardloop. Ek sê altyd vir myself in die oggende, veral as ons so vroeg moet gaan hardloop, want jy weet ook, jy moet by die werk kom, jy moet die kinders by die skool kry, so altyd wanneer daar eintlik tyd is om te hardloop is in die oggende vroeg. So wat ek altyd vir myself sê, is dink net aan die gevoel na die tyd. Dis waar. Daai lekker Endorfine, nee, wat deur jou lyf gaan en daar's niks beter. Nee, jy is heeltemal reg. Ek sê altyd jy voel so ongelooflik as jy dit kan aftik en sê en net oor die algemeen jy het 'n ander energie wat jy aan die orde van die dag het. Absoluut. Met my werk kan ek nie altyd hou. Ek kan nie elke dag hardloop nie, want baie keer is ek baie vroeg op die pad en dis meer so jy is nie altyd op die plek om te hardloop nie. En as ek travel ook, ek sit altyd hardloopklere in. So as ek die geleentheid het, probeer ek gou-gou 'n draffie ingak. En want ek sê ook vir myself dis lekker om in ander dorpe te hardloop. Jy verken nie so. Want ek is die dorpe so klein, jy hardloop amper om die dorp 2 keer, jy weet, om 'n afstand te kry. Maar nietemin dit bly baie lekker. So ek dink die belangrikste ding is om te weet as jy voel so goed en jy kan so baie. Ek het onlangs 'n vrou ontmoet, ook 'n baie welsprekende vrou, sy's 'n sielkundige. Sy hardloop deur al die Paulkrans. So as sy travel vir haar werk, dan is haar ding is om soveel as moontlik parkruns in Suid-Afrika te hou. En dis vir my so oulik. Letterlik sy bly partykeer nog 'n dag oor om dit te gaan doen. So dis eintlik ongelooflik wat jy kan doen. So ek dink jy moet half vir jouself goedjies stel, jy weet, uitdagings stel om sekere goeders te doen. Almal is nie gebou om 'n halfmaraton te hardloop. Almal is nie gebou om 'n maraton te hardloop nie. Maar miskien is jou lekkerte om in die veld te gaan hardloop vir 5 km te gaan doen. En ek vir my 'n groot motivering is om vir iets in te skryf. Ja. Want dit forceer my daai wat ek regtig nie lus is nie. Ja, ek het 3 naweke terug het ek vir die eerste keer in 'n paar jaar dat ek 'n trail gaan hardloop in Clarence, die hotel. Ja. Yes, wat 'n ongelooflike ren om op daai berg na bo te kom was nog 'n ding. Maar as jy eers daar bo is, jy sien alles van daar bo af en jy besef ek het hierdie gedoen. Ja. Dis die lekkerte van dit. Dit forceer mens in daai geval byvoorbeeld om present te wees in groot natuur. Nee. Ja, en kyk ek glo. Kyk gelukkig is ek sê vir almal ek probeer nie die reis ben nie. So ek stop Ja. en ek neem foto's. Dis my krities om jy weet soos jy sê present te wees want jy moet present wees as jy val op. So ek het so 'n lekker stukkie grond gekoop daar bo in die berg, maar selfs met dit jy giggel na die tyd want jy besef dis net deel van die reis waarop jy is, jy weet. Christel, dan wil ek sommer gesels oor jou seuns en jy het 'n kinderboekie uit. Silly Zebra verloor sy strepe.
Het hulle jou geïnspireer om die boekie te skryf? Vertel my 'n bietjie oor jou seuns, vertel my oor die boekie, die inspirasie agter dit. Okay. So Roald is 17. Hy gaan skool in Pretoria. Hy's 'n swemmer en Lowland is in graad 7 hier by my in die huis. Hy gaan skool in Willem Posma en hy's so allrounder en geniet die lewe net ongelooflik. En my kinders is regtig my passie. Hulle is my grootste heroes en jy weet en selfs hierdie jaar net hoe hulle hierdie jaar aanpak met ons verlies is ongelooflik. Ek is super trots op wie en wat hulle is. So Silly Sebra lê eintlik al 'n paar jaar in my laai. En ek het dit vir 'n uitgewer gestuur 'n klompie jaar terug en hulle het nie belang gestel en toe het ek myself verskriklik jammer gekry. My eie pity party gehou en dit in 'n laai gegooi. En hierdie jaar toe besef ek, maar ek kan nie vir my kinders sê ons gaan voluit leef en een van my grootste drome lê in 'n laai nie. En ek het besluit, wat staan in my pad om dit self uit te gee? Hoekom sal ek dit nie uitgee nie? Ek praat baie op 'n publieke forum op hierdie stadium wat 'n wonderlike platform is om die boeke daar buite te sit en te bemark. Hoekom doen ek dit nie self nie? Jy weet so en toe pluk ek dit uit en ek het gelukkig baie vriende in baie omgewings en ek het 'n goeie vriend van my wat 'n drukkery het gesê, "Hoe lyk dit?" En ja, so Silly Sebra is in Afrikaans en Engels uitgegee nou. Wonderlik, ek het 'n paar sielkundiges wat met my intussen gepraat het wat hulle die boekie wil gebruik in terapie. So ek is baie opgewonde oor die pad wat vir Silly Sebra lê en natuurlik van my familie se wel ons hoop dis die eerste van 'n klompie Sillies. So ja, ek dink dit inspireer om weer vorentoe te gaan. Ek sien baie uit om dit te lees vir my seentjies vanaand. Hulle geniet hulle boekies so baie, so hulle gaan dit definitief lees vanaand. En dan as ons luisteraars wil bestel, kan hulle jou sommer direk kontak? Het jy 'n e-posadres wat ons kan insit? Ja, so dis die maklikste is om my te kry op Facebook of LinkedIn. En wel Instagram ook. En dan my e-posadres is stellabason1@gmail.com kan direk by my bestel. Hulle is R100 'n boekie. So dit sal vir my heerlik wees as ons bestellings uit hierdie Wonderlik. Ek hoop regtig so. Christel, dan wil ek afsluit met jou gedigboekie. Dit is 'n joernaal. Ek glo nogal in die mag van joernaal en om alles neer te skryf en so jou gedagtes op papier te sit. Daar sit iets anders omtrent dit. En toe ek die boekie oopmaak vanoggend toe jy dit vir my gee, toe het ek dit dadelik oopgemaak op die Stella deel. Ek moet dit nou net Dis redelik hier hoor. Ja, kon dink is op die 2 ja. hierso sê. En ek wil graag afsluit vandag deur hierdie vir julle te lees. Stella, ja, ek het jou lief. Ja, die lewe het jou al lelik gegrief. Tog is die pad wat jy stap die mooiste stukkie laslap. Jy is nie 'n duur stuk sy sagte satijn, sonder raak of growwe grein. Jy is nie vleklose wol, al laat sy genade jou purper menswees dol. Jy is stukkies lap aan mekaar genaai. Geen haan sal daarna kraai. Jy is kleurvol en jou teksture uniek. Ja, daar is slegte plekkies met gaatjies, los garingkies. Jou verskeidenheid laat alles klik. Laslap meisiekind, jy is mooi. Laslap meisiekind, hou aan jou lewe met tekstuur en kleur en vorm tooi. Dis so mooi, Stella, en ek dink elke vrou moet hierdie hoor, want dit is wat ons so uniek en so mooi maak, is ons stories wat ons met ander kan deel. En dankie dat jy jou storie met ons kom deel het. Mag God jou regtig dra Dankie. en mag jy soveel vrouens aanraak. Dankie. Baie dankie. Dankie dat jy my genooi het. Ek waardeer dit ongelooflik. Thanks for joining me today on Styled to Rise. If you enjoyed this conversation, share it with a friend who could use a little inspiration and style in her life. And remember, confidence isn't about having it all together. It's about showing up exactly as you are and owning it. Until next time, keep styling, keep rising, and keep showing up.